Goeiemôre. Baie lekker om vanoggend so saam met jou te kuier so uit die bos uit en ek sal hierdie boodskap ook so op die ander platforms later plaas, maar vir nou is ons op 'n live hier op Facebook. Ek dink dis die enigste plek waar ek op hierdie stadium ordentlike sein kon kry. Lekker om vanoggend so saam met jou te kuier en terwyl ek so 'n bietjie wag om te sien is ons op die lug en hoor julle my en sien julle my? Net hoor en dan kan ons begin. Dit's lekker pragtige, besonderse mooi oggend. Ja, ek staan hier in die bos. Ek het net nou nog klomp perde gestaan en ja, dis bevoorreg om so in die natuur vanoggend te kan uitsaai en natuurlik ook die voorreg om te kan bedien en dan ook so hierdie volgende paar weke ook so te kan bedien en op plekke en op die markplein en vanoggend juis gesels ek juis oor God se krag in jou en in my lewe. En ek wil jou uitnooi om vanoggend ook in jou eie lewe na punte te kyk en te luister en te hoor wat die Here ook vandag vir jou wil sê. En dit is so belangrik dat ek en jy nie uitmis. En veral in hierdie is Augustus, dis 'n pragtige maand en dis 'n mooi maand. En dat hierdie ook 'n maand sal wees wat jy God toelaat om in jou lewe die kern te word en dat jy in alle fasette van jou mens wees die Here te ken. Ek wil vir jou sê dat om die Here te ken beteken ook jou leefwyse, dit beteken ook in elke gedeelte. Ek en 'n vriend praat gister so Pieter Ackerman oor om uitverkoop te wees vir die Here. Om te sê ek behoort aan die Here beteken ek is uitverkoop in alles. Ek ken die Here in alles, ek soek die Here ook in alles. En dit is so belangrik dat ek en jy dit in gedagte sal hou. My nommer sal verskyn op die platform sodat jy weet as jy nie op ons groep is nie, ek wil graag hierdie boodskap ook net nou op die groep plaas sodat jy dit kan ontvang en dit ook joune kan maak. Maar mag hierdie ook vanoggend jou inspireer, mag hierdie ook vanoggend 'n oomblik wees van daai, jy weet soos die koparaal wat kom inspeksie doen het in die kamers, dat jy ook so in jou eie lewe gaan inspeksie doen in dele wat die Here so nodig het. En Vader, ons eer U vanoggend vir genade en die voorreg wat ons het om op 'n pragtige Sondagoggend, jy so in Augustus voor U te kom stil word, terwyl die son skyn en terwyl Here U aan ons nog 'n dag bygevoeg het tot ons lewens, eer ons U, ons prys U en dankie vir genade. Dankie dat U tot hier ons gedra het. Dankie vanoggend ook dat ons so kan hoor wat U vir ons ook wil sê uit die woord uit. En soos my gebed om hierdie man en hierdie vrou ook vandag sommer net Here te bless uit hulle sokkies uit. En dit wat hulle hartsbegeertes is, dit wat hulle behoeftes is. Here, dat dit ook sal verwenslik en dat hy en sy ook sal sien en beleef en ervaar die guns en die goedheid van God. Ek eer U vanoggend. Dankie vir 'n oomblik wat ons maar net kan om U woord vergader. Seën hierdie man en vrou waar hy ook al vanaf luister. En my gebed is, Here, dat hy en sy U sal ontmoet en geniet soos hy nog nooit beleef en ervaar het nie. Die krag van God. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, baie lekker om saam met Rudy, Gerard, Valencia, Letty, Marie, lekker saam met julle almal. As iemand net vir my kan sê, is die sein daarom okay. Ek sien die bos. Ek is hier langs 'n dam. En ek weet nie altyd of die sein, jy weet, so duidelik is nie. Vanoggend sit ek by my gemeente in die Pauline bedien en ek is so opgewonde ook wat die Here vir die gemeente doen en vir die mans en die vrouens in die gemeente en jy weet, Ryten en Kallen en omgewing. Dis net God wat dit kan doen. En ja, kom ek en jy hoor ook wat die Here vir ons wil sê in Handelinge 1, is 'n mooi gedeelte, baie bekende gedeelte wat hy in vers 8 sê, so mooi, hy sê, maar julle sal krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Baie dankie, Rudy. So die krag van God, wat ek en jy besef, is nie net 'n gevoel nie, man. 'n gevoel kom en gaan. Dit is vir lewe, dit is vir invloed, dit is vir transformasie. Dis wat die krag van God in jou en my lewe behels, jou geloofsverhouding, daai fondasie van alles. En wat vir my so mooi is, baie bekende gedeelte in Johannes 15 sê in vers 5, baie bekende gedeelte, hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom. Hy dra bietjie vrug. Hy sê nee, hierdie woord sê, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. So ek wil verder gaan om te sê, sonder verhouding is daar geen krag nie. Sonder verhouding is daar geen krag. As jy dit nou in die fisiese wil vat, in jou fisiese verhouding, jy het so nodig om in mekaar te belê, want die dinamika van julle twee se identiteit wat gevorm word saam en waarna julle beweeg, weet is, daarin is soveel krag, daar is soveel genesing verander. So sonder 'n verhouding is daar geen krag nie. In God het ek en jy nodig om die fondasie reg te lê. Ek en jy moet verstaan dat jy kom by die Here uit en jy ontmoet die Here en dan groei jy in die Here. En die hartseer is dat jy kry baie gelowiges wat in hulle lewens vir jare nie groei nie, vir jare nog so moffe-troffe verhouding met, ek staan vir 3 dae en ek val vir 6 dae. Ek stap 5 tree vorentoe en ek stap 10 tree terug. En dit is vir my hartseer om te beleef en te ervaar dat gelowiges nie groei nie. En dit is waar dinamika van krag vandaan kom in jou verhouding met Vader, om te groei en ook te deel met sonde, te deel met ongeregtigheid en sekere dinge in jou lewe af te kan lê. Nou krag, en ek het 'n paar sleutelgedagtes wat ek by die fondasie wil dalk sommer net kortliks met jou deel, en ek wil vir jou sê dat krag kom uit verbintenis met Christus, en ek en jy moet sommer hier in die begin van Augustus en waar ons in die laaste deel van 2026 is, om te kom op 'n plek om te kan sê, ek verbind my weer eens tot verhouding. Ek verbind my om te groei in die Here, nie met godsdiens nie, maar met intimiteit. En hierdie gaan 'n jaar van gebed wees, hierdie tyd gaan in jou lewe moet 'n tyd wees van gebed. Dit moet 'n tyd wees van woord. Gebed en woord vra gehoorsaamheid. Dit vra van jou en my om, jy weet, nie uit te mis nie. En as ek sê nie uit te mis nie, dan moet ek en jy gehoorsaam wees om ag te gee op die woord van God. Wat sê God se woord vir my? Nie vir die buurman, vir die predikant, vir die gemeente nie, maar vir my en my huisgesin. Joshua sê, ek en my huis sal die Here dien. Ek dink dis waar jy ook in jou lewe moet kom. Hy sê in Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met 'n halwe hart. Nee, hy sê met jou hele hart. Die Here vra, hy sê alhoese God. Hy soek jou hele hart. Hy soek jou volle aandag. En praat van die krag van God, dan wil ek dit verder vat om te sê, ja, natuurlik jou verhouding met God en die fondasie, maar wat vir my belangrik is, dat jou huwelik en jou gesin en jou verhoudings, ons lewe in 'n stikkende flenterseer wêreld. As God se krag, Boeta, nie in jou huis werk nie, as die krag van God nie in jou lewe werk, in jou huwelik werk en in jou huishouding nie, hoe gaan ons dit na buite toe uitdra? Hoe gaan ons 'n verskil maak daar buitekant waar mans en vrouens Jesus nodig het? Josua 24, wat ek net gesê het, sê in vers 15,
Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hierdie man sien iets wat baie min raak sien. Ek sien integriteit in sy lewe. Ek sien 'n man met waardes. Ek sien 'n man wat al reeds 'n pad gestap het, wat seer ken, wat die woestyn ken. En hy ken van die vleispotte van Egipte, en hy ken van om vir 40 jaar net in die woestyn rond te beweeg. En hy's klaar met dit. Hy sê, hier is nou in die beloofde land. Ek weet nie wat jy in jou huis gaan doen nie. Maar ek is klaar met kerk speel. Ek is klaar met godsdiens. Ek is klaar om net so dan en wan die Here te ken en alles. My fondasie, Joshua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou wil ek, as ek hiervan praat, tussen jou en jou partner, Efesiërs 5 sê dit so mooi in vers 25, hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Dit is my so mooi, as ek hierdie lees, hoe Christus homself oorgegee het. Jy weet, hy het nie teruggehou nie. En nou moet ek na my lewe kyk, en ek moet besef dat liefde vra opoffering, nie Moses alleen nie. Opoffering van, ek gee myself. En vandag moet ek ook so kom, en ek moet saam met my maat, wat saam met my die Here dien, want jy kan nie iemand in jou lewe hê en kies, wat die Here nie dien, en wat die Here nie gehoorsaam, en wat die verordeninge van God nie in sy of in haar lewe ken en wil handhaaf nie. Liefde, vra opoffering. Dit gaan nie oor die emosies nie. Ek is uitverkoop teenoor jou. Maar Efesiërs 5 sê, en wat vir my so mooi is, hy sê in vers 33, maar laat elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, en hoor wat sê hy, soos homself, en laat die vrou haar man eerbiedig. Dit vra van my en jou om in hierdie verhouding alles in te sit. Wat jy insit is wat jy gaan uitkry. En hier kom hy. En ek wil vir jou sê, waar eer en liefde is, vloei God se krag. Waar ons mekaar eer, waar ons vir mekaar lief is, vloei God se krag. Nou wil ek van verhouding, en ek wil praat van, die krag van God. Vra van my en jou, ook in ons verhouding met God, om die fondasie reg te lê. Dalk het jy foute gemaak, en dalk kom jy nou eers by die Here uit in jou lewe, dalk het jy nou eers die Here leer ken, en dalk eers deur die aanlyn bediening, nou eers ontdek wat God vir jou in storie, dan vra hy, jy weet, hy vra onvoorwaardelik jou aandag en jou tyd, en hy is jaloerse God. En nou natuurlik, waar jy God eer, en waar jy die verordeninge nakom, en God eer vir elke deel in jou lewe, weet jy wat gebeur dan? Uit dit uitvloei God se krag. En dit ook in jou huwelik, ook in jou verhouding. Vat dit van jou verhouding tussen jou en jou man, en tussen jou en jou vriend, of jou vriendin af. Kom ons praat so 'n bietjie oor ons kinders. Is so nodig dat ons dit nie uit perspektief moet verloor nie, want Spreuke 22 kom en hy sê so mooi in vers 6, lei die seuns op volgens die weg wat hy moet gaan. Dan sal hy ook, as hy oud geword het, daarvan nie afwyk nie. Jy is 'n pa, jy is 'n ma, jy is 'n gesin, as ouers, is geestelike bouers in julle kinders se lewens. En ons moet weet dat in hierdie uitdagende tyd wat ons in is en in leef, moet ons in ons kinders belê. Die volgende generasie kyk, wat nou groot word, kyk na ons. Hoe ons optree en hoe ons dinge hanteer en hoe ons met hulle praat en hulle dinge leer. Is ons besig om boublokke van geloof, boublokke van krag in hulle lewens in te belê. Vir wanneer? Vir die dag van môre, vir die nou oomblik, vir die dag van môre, vir die toekoms, en ook so in ons eie lewens. Praat van jou kinders, praat van jou man en vrou, wat van ons is 'n gesin? Praat oor God se krag. Psalm 133 sê in vers 1, hy sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers saamwoon. Familie, harmonie, eenheid, is so belangrik.
En ek wil vir jou sê wat dalk bitter is vir 'n broer of 'n suster of 'n familielid dat iets gebeur het, gemaak reg. Wees die minste, dit beteken nie jy is swak as jy die minste is. Jy is swak omdat jy nederig is, jy is swak omdat jy gaan regmaak. Nee, jy is groot, jy is eintlik, jy weet, dit vat 'n man en 'n vrou met moed om daai pad te stap. Ek doen dit juis om los te kom, om gesond te word, om vry te kom, om genees te word, om vorentoe te beweeg. En dit is ook so belangrik in ons dag en uur wat ons in is. Eenheid bring die salwing van God. 'n Gemeente kan nie funksioneer as daar nie eenheid is nie. Gemeente, huwelike, daar moet eenheid wees. Jy kan nie die kant toe trek en Sissa kan die kant toe trek. Ons moet saam besluit, ons moet saam dinge doen. Dit is so belangrik. Vir my, om te praat oor krag en God se krag, dan dink ek ook aan daai buite jou gesinsopset. Wat sou in die markplein, jou besigheid, God se krag is nie net vir die kerk nie, dit is ook daar vir die markplein, hier buitekant, waar die pop op die venster, waar die realiteit van armoede, die realiteit van depressie, die realiteit van angs en vrees op gesigte sigbaar is. En die Here kom en hy sê, ek wil hê jy moet 'n verskil gemaak en my krag kan ek deur jou laat tentoonstel op die markplein. En ek dink het ons mis dit baie keer in ons lewens. Deuteronomium sê in vers 18, in hoofstuk 8, is aan my so kragtig. Hy sê, maar jy moet die Here jou God, hy sê, maar jy moet dink, hy sê, maar jy moet dink aan die Here jou God, want dit is hy wat jou krag gee en rykdom verwerf. Ek's niks as dit nie is vir God nie. Ek kan vandag vir jou sê, in my lewe, hoe die Here in jare my gedraai het, en in jare homself vir my geopenbaar het, is alleenlik as gevolg van, wat ek gehoorsaam was, en juis ook, omdat ek die Here in alles ken. En God ere man, God ere vrou, wat hom in alles ken, wat hom in alles soek. Hy sê in Deuteronomium 8, dat ek net so gelees, hy sê, maar jy moet aan die Here jou God dink, want dit is hy wat jou die krag gee, om sekere goeders te verwerf, rykdom, geluk en seën. Jou sukses kom nie van jouself af nie. Sukses is nie uit jou eie uit nie. Dit is uit God se krag vir jou lewe. Nou, ek het 'n paar sleutelgedagtes wat ek kortliks sommer vir jou wil opnoem. En dit is dat wanneer jy gaan werk met integriteit. Jy weet, daar waar niemand jou sien nie, moenie gaan in die agteraf as iets lê, daar wat niemand van weet nie, moet dit nie gaan steel nie. Integriteit is dit wanneer niemand jou sien nie, wanneer jy alleen is. Daar by jou werk, uitnemendheid, en ek sien soveel keer mense wat foute maak en steel by hulle werkgewers. En dan wanneer hulle uitgevang word, is hulle hartseer en is hulle jammer en het hulle berou. En natuurlik wanneer daar berou is, vergewe God, maar hoekom daai pad stap om in jou lewe alreeds die krag van God te beleef in jou werkslokaal, in jou werksplek, is dat jy integriteit beoefen. Hoe beoefen ek integriteit? Is in my stilte tyd, wanneer ek alleen is met God, om daar te groei, want niemand, onthou, ek staan nie met 'n geweer by jou. Ek bedien maar net met die aanlyn dienste, maar ek dreig jou nie. Niemand aan buitekant, jou predikers by die gemeentes dreig niemand. Dis 'n vrye keuse, jy het 'n vrye wil. En dit vra van jou in jou vrye wil om daar 'n geloofspad te hê. Dis integriteit, om daar in jou stilte alleen met God te kan groei. En nou in die integriteit in jou werksplek is so belangrik, en dan natuurlik moet ek ook die lig in die werksplek wees. In die laaste paar maande het ek baie keer met besigheidsmanne gepraat, en nooi my, ek wil graag met jou besigheid kom praat, met jou werkers. Maar dit is so belangrik dat ek die lig sal wees, die ligdraer. Nie net wanneer dit my pas nie, maar 24/7. En veral by ons werk, want
waar ek nou is hierdie laaste week, ken baie mense my, ek ken nie almal nie. Jy weet, as jy Pastor Stef, ja, dit is waar, jy weet, jy's hierso tussen vreemde mense, so mense kyk na jou, mense hou jou dop. Watse ligdraer is jy daar by jou werk? As ek en jy wil in ons besigheid en die hand van God sien, die seën van God sien, die krag van God sien, dan vra dit van my juist daar ook, om sy hande en voete te wees, sy stem te wees, en dat ek en jy die lig sal wees. Ek dink wat ons baie keer nie besef nie, is dat jou werksplek is jou bedieningsplek. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jou werksplek is jou bedieningsplek. Die Here het jou daai besigheid gegee. Die Here het jou in daai werksplek geplaas om 'n ligdraer daar te wees, om op die markplein 'n verskil te maak. En dis wat God wil hê vir my en jou. Dis krag. Ek praat van om die krag van God te kan sien. Dis al hierdie dele wat ek opnoem. Nou sê ek dit altyd vir mense, onthou, ken die Here in alles. En sê Kolossense 3, hy sê in vers 23, hy sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy luister dalk nou en jy is moedeloos oor wat jy alles gedoen het en niks terug ontvang het nie en ingesit het en niks teruggekry het nie. Op wie is jou oog? Is jou oog op 'n man? Is jou oog op 'n vrou? Doen jy dit vir iemand of doen jy dit vir God? En daarom moet ek ook weet dat frustrasie kom baie keer uit 'n plek van, jy weet, dat dit het oor my gegaan. Het gaan nie oor God nie. Wat kan ek jy uitbaat? Het is belangrik dat ek en jy vandag reguit vir mekaar sal sê, it's not about us, it's about him. En daar's 'n werksplek, daar's 'n wêreld daar buite wat verlore gaan. En hierdie wat ek genoem het van jou en jou huis en jou familie en jou man en jou vrou en jou kinders, en so deur week dit na my besigheid toe, is wat God wil hê ek en jy moet toepas en uitleef in ons harte. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here, nie vir mense nie. Nou wil ek vir jou iets anders te sê wat baie mense baie keer, het lyk of hulle kry epileptiese aanval as jy daaroor praat en hulle kry styftrekkings. Jy weet daai finansiële deel in ou se lewe, die finansiële kant. Gaan my om oor die finansiële lewe, jy weet, te praat. God se krag raak selfs jou finansies, jou geld. Hoe sê jy nou, Stef? Hy sê in Lukas 16 vers 10, hy wat getrou is in die minste, is ook in die grootste getrou. Ek moet God kan vertrou in die bietjie en ook in die baie. So ek moet ook, wat ek net nou gesê het, uitverkoop wees, selfs in my finansies, vir God se koninkryk, vir God se werk. Dit is so belangrik, dat ek en jy in 2026, juis in Augustus sal verstaan, wat rentmeesterskap is. Getrouheid aktiveer ook die krag van God in jou en my lewe. Maleagi, baie bekende gedeelte in vers 10 in Hoofstuk 3 sê, bring jou tiende na die skatkis en beproef my tog hier, en kyk of ek die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Dit is 'n geloofsaak vir my. Ek sê, mense vra my, hoeveel moet ek gee, wat moet ek gee? Ek sê altyd, in my lewe is ek is uitverkoop. Ek gee meer as 'n tiende. Ek gee meer as 'n tiende van my tyd. Ek gee meer as 'n tiende van my geld. Want dit is 'n saai mentaliteit. Dit is, ek is uitverkoop. Wat ek het is genade. Natuurlik moet ons rentmeesterskap ook toepas. Maar finansiële gehoorsaamheid, om aan God se werk te gee, bring bo natuurlike voorsiening ook mee in jou en in my lewe. Dit is sleutels wat oopgesluit word, sekere dele van God, en dis in alles. Ek moet in dit getrou wees. En dit is mos hoe dit werk, wat jy saai gaan jy maai, wat jy insit is wat jy gaan uitkry. Dink aan ons regering en die invloed wat ek en jy kan hê. Hier is 'n plaaslike verkiesing wat om die draai is. Ek dink een van die grootste, belangrikste verkiesings in ons era. Ek het toevallig by die heel eerste
na die Nasionale Party se nederlaag teenoor die ANC. Ek het daai tyd as 'n jong student by die verkiesingslokaal gewerk. Ek het nie verstaan, ek was 'n jong seun, maar ek het ook die rye gesien met die verwagting, en ek dink nou jare later, hoe die teleurstelling is van baie wat gehoop het vir 'n beter toekoms, en nou kyk jy terug, en jy sien die korrupsie, jy sien hoe mense vermoor word oor posisies en oor korrupsie. Is hierdie ook 'n belangrike tyd vir ons as gelowiges? Ons hoef nooit angstig te wees en te vrees nie, want God bly in beheer. God ken jou en my moer, hy ken Suid-Afrika, hy weet van al die korrupsie, hy weet van al die seer, hy weet van alles. By hom is alles bekend. Ons is nie net burgers in hierdie land nie, ons is geestelike beïnvloeders. Ons moet God se invloed uitleef. Ek en jy moet verstaan dat God wil jou en my gebruik. Hy sê, gaan dan, maak disippels van alle nasies, leer hulle, onderrig hulle, doop hulle. Ons as gelowiges se werk is om die krag van God in hierdie stikkende samelewing tentoon te stel. Hy sê in 1 Timoteus 2 vers 1 en 2, hy sê, in die eerste plek vermaan ek julle dan met smeking, gebede, voorbidding en danksegging gedoen word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is. Ons kan verandering bring in ons land deur gebed, deur in eenheid en die invloed, regverdige lewens. Hierdie wêreld vra manne met integriteit en wat regverdig is. Matteus 5 sê dit so mooi, en ek wil julle uitnooi om vanoggend se boodskap land en sand aan te stuur en dit te deel. Dis wanneer ons hierdie krag van God gaan sien. Matteus sê in vers 14 in hoofstuk 5, hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. As jy uitstaan vir God, kan nie weggesteek word nie. Die krag van God is beskikbaar, maar ons moet dit draai in elke area. Ons moet God ken in elke area. 2 Timoteus 1 sê dit so mooi in vers 7. Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar, en dit is vir my so mooi, hy sê, van krag, liefde en selfbeheersing. Dit is vir my so kosbaar. Kyk, ek het nie meer krag op hierdie enetjie nie. Hoor julle my nog? Ek het net gehoor, ek sien nou hierdie een se batterytjie is pap. En ek kyk of, ek praat net met myself en niemand hoor my nie. Krag, liefde en selfbeheersing. Herstel jou verhouding met God. Bou jou huis op God. Neem jou plek in op die markplein. Vertrou God met jou finansies. Bid vir ons land. Want hy sê in 2 Kronieke 7 vers 14, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle voorootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sondes vergewe, en hulle land genees. Ek wil hê jy moet hierdie saam met my sê vanoggend. In hierdie maand sal ek die krag van God ervaar in my hart, in my huis, in my werk, in my finansies en ook in ons land, Suid-Afrika. Ek en jy is geroep om 'n verskil te maak. So herstel jou verhouding met God. Daai intimiteit met God is so belangrik. Leef met opregtheid in jou bekering en bou 'n sterk gebedslewe. Vul jouself, Boeta, Sissa, met die woord van God.
En natuurlik moet ek en jy gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. En dan moet ons ook op 'n plek kan kom in ons lewens om hierdie afleidings, ons te verwyder van al hierdie fisiese afleidings en selfs geestelike afleidings. Sekere dinge steel jou vuur, dit steel God se krag, verkeerde invloede, oormatig om op die wêreld te fokus en nie op God nie, gaan jy jou ritme verloor en uit pas uitraak van dit wat God ook vir jou in store het. Baie belangrik, omring jou met die regte mense. En nou wil ek afsluit om te sê, Here, ek verwag in my lewe saam met hierdie Boetan Sissa, u krag en u sterkte vir my lewe. Ek verwag groot veranderinge en daarop eer ek u. Here, dankie vanoggend dat ons net kon stil word voor u en vanoggend kan sê, Abba Vader, u is ons Vader. En Here, vanoggend rig ons gedagtes en ons lewens na u. Ons sê, Here, ons het so nodig u krag, ons het so nodig u sterkte, ons het so nodig verandering in soveel areas, maar dit begin by my. En vanoggend, Here, het ek gehoor wat u vir my ook sê, en ek glo elke Boetan Sissa het gehoor. Dankie vir krag, dankie vir sterkte, dankie vir die woord, dankie vir die leiding. Mag, Here, in hierdie dag, hy en sy, u beleef en ervaar, soos nog nooit nie. Mag sy besigheid, 'n besigheid wees met integriteit, 'n besigheid wat God liefhet, 'n besigheid na wie ander kyk en God raak sien. Die krag van God gebruik sal word op sy en op haar markplein. In hulle verhouding, hulle huwelik, hulle gesin, hulle menswees. Bid ek dan nou, Here, dit wat hy van u afbid, wat sy van u afbid, u krag en u sterkte. Ek loof, ek eer en ek prys u, omdat u groot God is, omdat u goeie God is, omdat u heilige God is, en u waarmaker van die woord is, en dat u woord nooit leeg terugkeer nie. En juis nou, waar hy luister, en waar sy luister, bid ek dat hy en sy sal ervaar die deurbraak en die teenwoordigheid van God, soos nog nooit, in sy lewe en in haar lewe. Ek eer u vandag, dankie Here, vir hierdie pragtige Sondag, wat ons sommer net stil kon word, en kon hoor wat u ook vir ons in store het. In Jesus se naam. Amen. Nou ja, vanoggend, het ons nou hierdie boodskap, daar gaan nie vanaand 'n boodskap wees nie, maar wel môre aand weer, en luister hierdie boodskap weer, gaan luister hom, ek gaan dit net op die groepe plaas, maar is belangrik, dat jy ook nie uitmis, op dit wat God vir jou in store het nie. Ek wil nie uitmis op sy krag, sy sterkte, sy leiding in my lewe nie. Vir my Pastor Stef, man, dit is nou lekker gewees om, kyk dit te mooi, hier uit die bos uit, saam met jou te kon kuier. Goedheid en guns en vrede. Iemand vra, lyk dit aan die ander kant van hierdie kamera? Wel, daar is die kar, kyk gou, daar is die kar, en hier is die bosse, en daai kant, ja, ek het so net hier kom staan, ag, is so mooi hier so by waar ek is nou in. So net hier so uitgepak. Hulle het my nou al wou kom sê, jy mag nie hier stop nie. Toe sê ek sal hier stop. Ek soek 'n seintjie. Ek het 'n rookwolkie gesien, nou seintjie, en ek het besluit, hier gaan ek vanoggend sommer nou maar die preekie preek. Vir my was lekker gewees vanoggend om saam met jou net te kon kuier en te geniet die woord. En ek glo dit het vir jou soveel beteken. Mag jy stap in oorwinning en in deurbraak. Jy is kosbaar. En onthou, hou jou oë op God, nie op die storms nie. Moenie angstig rondkyk nie, want die Here sê, weet, ek is met jou. My was baie lekker geweest om saam met jou te kuier. Onthou, 'n Sondagoggend diens gewees. Ek het ongelukkig 'n ander diens 6 later, so dis kom ek nie kan uitsaai nie. Maar môre aand, 8:00, kuier ons weer lekker saam om die woord. Corrie, lekker geweest om saam met jou te kuier. Baie blessing, Sharon. Irina, goedheid en guns vir elkeen van julle. God bless.